Goeiemôre Brandpunt gemeente. Môre julle is 'n lekker dag vandag. Jy's in die regte plek, jy's in die huis van die Here. So is hy. Welkom. En ek is bly jy's hierso want dis waar ons moet wees. Soos julle kan sien, die stoele is bietjie leeg. Ons mense is op kamp, hulle kamp lekker en hulle geniet die ding. Ons hoop regtig hulle kom veilig terug en dat die Here hulle sal spaar en dat hulle daar as 'n gemeente lekker sterk wees en weer God geprys het en ja, ek dink dit het great gegaan daarso en vanoggend het hulle diens ook daar. Julle soos julle weet, van volgende week af het ons 2 dienste. Ons het 8:00 die oggenddiens en ons het 10:00 die oggenddiens en julle, daar is sop na die tyd om lekker te eet en dit te kan geniet. Ons vra dat julle asseblief die dienste sal kom bywoon. Dit gaan iets bietjie vir ons niets wees, want daar is nie net meer 1 diens nie, maar 2. Dan julle, voor ek vergeet, gelukkige Moedersdag. Vir elke mamma wil ek net sê, Jessie, baie dankie. Kyk hoe mooi het julle ons almal gemaak. Die Here het definitief sy hand daarin, maar dis definitief 'n ma wat alles doen. Hulle sê altyd, ja, die man dra die broek in die huis, maar dis eintlik die vrou wat die belt is, julle. Wat alles by mekaar hou en net 'n ma sal weet hoe om 'n kind te hanteer, op te voed en te beskerm. So vir elke ma, julle hierso, gelukkige Moedersdag. Hierso is koekies vir elke ma, so ek gaan vra dat die tieners ons net gou sal help en net vir elke ma 'n koekie sal gee. En ja, julle, gelukkige Moedersdag, moet dit asseblief nie vergeet soos ek het vanoggend vergeet het nie. Julle, terwyl hulle dit uitdeel, kan ons net gou oor die boekie praat. Almal het dit, almal kan sien wat aangaan. En julle, al die inligting is daar, maar baie keer is dit maar belangrik dat ons dit maar sê ook, want soos kinders baie keer lees ons nie. Julle, ons groepe begin weer hierdie week vol stoom. Na die lang naweke en alles wat so besig geraak het die groepe bietjie rustig geraak. So al die groepe begin weer hierdie week. Ek weet net daar is een groep wat nog nie maandag begin nie en dit is omdat jy vrou is. So hulle begin eers weer volgende week daarna, so hulle begin nie hierdie maandag nie, maar wel eers volgende maandag. Dan het hulle my mooi gevra, ek moet hierdie onthou en dit gaan oor die Pinksterdienste saam met pastoor Eben Lennert. Julle, dis die 1ste, 2de en die 3de Junie. Kom wees deel daarvan, kom leer ietsie nuuts. Pastoor Eben is baie goed en dit gee jou net 'n tree nader aan die Here en dit leer jou dalk ietsie wat jy dalk nooit geweet het nie. Dan, weer eens julle, die sop en die brood moet ek oor praat julle, asseblief, die kerk voorsien dit, hulle wil graag hê jy moet kom kry 'n koppie sop, 'n broodjie en kom geniet die dag en die dienste saam met ons. Ja, dan is dit is alles van my kant af. Ons gaan nou by die offergawes kom. Julle gaan gou bid vir ons om die diens te begin en dan sodra ek klaar gebid het, terwyl ons span bietjie vir ons gaan sing, gaan die offergawes gedoen word. Die mandjies gaan oop wees hier agter. As jy dalk nie geldjies gebring het nie en goed, daar is 'n kaart wat tap daar agter. So ja, tegnologie is met ons. So, ek vra dat jy gou die oë sal sluit. Of ons wag net gou daarso nog een mamma. Kom ons sluit gou die oë. Dankie liewe Vader vir die wonderlike dag, liewe Heer. Liewe Heer, ek vra dat U saam met elke persoon hier sal wees, liewe Heer. Die gemeente sal wees, liewe Heer. Die wat hier is, die wat op kampus, liewe Heer. Dat die hand van beskerming oor hulle sal wees, liewe Heer. Dat U saam met ons elke dag en elke treukie sal gee, liewe Heer. Liewe Heer, vandag is 'n spesiale dag wat Moedersdag is, liewe Heer. En liewe Heer, weet, U het hulle gesit op aarde vir ons vir 'n rede, liewe Heer. U het geweet dat hulle ons gaan oppas, ons gaan beskerm. Presies hoe U het wil gedoen gehad het, liewe Heer. Vir elke ma daar buite, liewe Heer, vra ek dat U vandag U hand van beskerming oor hulle sal sit, liewe Heer. Die hartjie wat daar binne is, liewe Heer, net vol vreugde en liefde sal sit, liewe Heer. En al die werk wat hulle ingesit het, en wat hulle nog gaan doen, liewe Heer, dat U hulle sal prys, liewe Heer, U hulle sal seën, liewe Heer.
Liewe Heer, vandag vra ek U asseblief wees saam met ons, terwyl ons hier by die diens is, liewe Heer, die woord wat ons gaan kry, liewe Heer, wat ons nodig het, liewe Heer. Ek sê vir U dankie dat U by ons is. Liewe Heer, gaan saam met ons deur hierdie diens, lei, behoed en bewaar ons, liewe Heer. Ek sê vir U dankie in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Soos julle hoor, dit is warmer ook so. Kom ons loof dan die Here saam. As hy staan saam. U is my lewe, U is die vuur in my, U brand al sterker, U wys die pad vir my, en as ek struikel, help U my gou weer op, U is die vrede, wat in my hart bly klop. En ons sing dan saam, lig jou stem en loof sy naam, Jesus Christus opgestaan. Sing dan saam, lig jou hande, loof sy naam, ewig sal sy woord bly staan. Daar is geen ander, U spreek en duister vlug, Die woord is kragtig, dit bring die hoop weer terug, U maak weer niet wat die sonde hier wou steel, U bring herstel in, U maak weer harte heel. En ons sing dan saam, lig jou stem en loof sy naam, Jesus Christus opgestaan. Sing dan saam, lig jou hande, loof sy naam, ewig sal sy woord bly staan. En ons sal sing, Halleluja. En ons sal sing, prys U naam. En ons sal sing, Halleluja. En ons sal sing, prys U naam. En ons sal sing, Halleluja. En ons sal sing, prys U naam. Oh, en ons sal sing, Halleluja. En ons sal sing, prys U naam. En ons sing dan saam, lig jou stem en loof sy naam, Jesus Christus opgestaan. Sing dan saam, lig jou hande, loof sy naam, ewig sal sy woord bly staan. Sing dan saam, lig jou stem en loof sy naam, Jesus Christus opgestaan. Sing dan saam, lig jou hande, loof sy naam, ewig sal sy woord bly staan. Amen. Praise is rising, eyes are turning to return to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you, 'cause when we see you, we find strength to face the day.
You make all things new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. When we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, 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 Hosanna. Amen, is die Here goed. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name.
and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I will worship your holy name. I will worship your holy name. Steek 'n bietjie jou hande in die lug op en weet loof net die Here, nie net omdat moeders vandag gevier word nie, Here, maar omdat hy goed is. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy,
Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're wonderful to me. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouths. Let each vessel offer unto you a sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouth. Let each vessel offer unto you a sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. O Lord, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. O Lord,
We lift up holy hands. We lift up holy hands in thy name. We lift up holy hands. We lift up holy hands. We lift up holy hands in thy name. We exalt thee. We exalt thee, O Lord. We exalt thee. We exalt thee, Lord. We exalt thee. We exalt thee, Lord. We exalt thee, O Lord. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons U naam vanmôre kan groot maak. Dankie dat U 'n goeie God is. Dankie dat U 'n groot God is, want God is goed en sy goedertierendheid is tot in ewigheid en sy trou is van geslag tot geslag. Here, ek bid vanmôre dat wanneer hierdie woord wat ek gaan aflewer in mense se harte sal gaan rus, Here. Here, dat dit op vrugbare grond gaan val en dat dit sal groei en vermenigvuldig. En ek dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Mag jy sitplekke neem? Ek wil eerstens net dankie sê vir pastoor en ek wil dankie sê vir hierdie aanbiddingsgroep van ons wat vandag ons so mooi gelei het aan aanbidding. Ek wil eerstens dankie sê vir pastoor vir my vir hierdie voorreg gegee het om vir u vandag ook weer 'n boodskap te kan bring. Nou ek gaan weer sê wat ek laas keer gesê het, ek gaan nie preek nie, ek gaan vir u net 'n woord bring. Nou, ek wil ook vir die moeders sê, baie dankie, as dit nie vir julle was nie, was ons nie vandag hier nie. Was ek ook hier nie. So, aan al die moeders, 'n lekker en 'n goeie moedersdag. En, vaders, julle moet maar julle plig nakom en vir hulle vandag 'n lekker ete koop, en dan sal dit goed wees. Reg. Okay. Ek wil net my tema aankondig vandag. Wat gaan nou aan? Dankie Jessica. My tema vandag is distraction. Verdeelde aandag. As jy nou gedoen het, dat julle aandag almal getrek, né? Jy het gewonder hoekom fees hy die vloer. Nou, ek wil vandag vir jou vra, wat trek jou aandag af van dit wat voor jou is? Ons gaan lees hier in Galasiërs 1 vanaf vers 6 tot by 10. Hy sê, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Is daar ander evangelies
Ja, daar's baie valse evangelies daar buite. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Skrikkelike woorde wat Paulus gebruik. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Nou, as jy 'n vergrootglas vat en jy wil iets lees, dan moet jy hom fokus, nie waar nie. Hy het 'n fokuspunt. Hy het ook 'n brandpunt, ons noem dit ook 'n brandpunt. Jy gooi so 'n bietjie grasies daar in 'n papiertjie, jy hou hom so in die son, en jy vat hom en jy bring hom nader tot daar rookie uittrek, hy het 'n brandpunt. Dis hoekom ons naam brandpunt is. Ons is aan die brand vir die Here, ons het 'n brandpunt. Jesus Christus is ons brandpunt. Nou, wanneer jy op die hoofweg ry, sê maar hier op die R21, en jy bestuur jou motor, dan moet jy jou hande op die stuurwiel hou, jy moet jou oë op die pad en jou aandag op die verkeer hou. En jou triespieltjies dophou, anders kan dit vir jou ongeluk wat wag om te gebeur laat plaasvind. Is dit nie die waarheid nie? Nou, ons kan partykeer so baie aan ons triespieltjie kyk. Ek praat nou van ons geestelike lewens. Ons kyk so terug aan ons triespieltjies. Wanneer ons op spoed is, dat ons aandag van die pad afneem. Dit het tyd geword, dat ons nie meer in ons triespieltjie kyk nie. Dit wat agter jou is, nou agter jou. Ons moet Jesus voor ons hou. Ons lewe in die laaste dae. En ek het dit laas gesê, en ek sê die wegraping kan enige tyd plaasvind. Ons moet ons oë op Jesus hou. Ons lewe in die tyd van die einde, waar mense aan verdeelde aandag-sindroom ly. Weet julle waarvan ek praat? Ek gaan vir julle verduidelik. Daar is ook massa aandag-afleiding, wat mense so verwar, dat hulle nie weet wat die waarheid is nie. Dink maar aan sosiale media, dink maar aan YouTube, en as daar 'n bicycle tube was, het die mense dit ook gecheck. Die nuus en die media, wat in die meeste gevalle die waarheid omseil en verdraai. Miskien sit jy nou hier en jou aandag is op 'n ander plek. Dan roep ek jou tot aandag en vra jou om te hoor wat die woord van die Here nou vandag vir jou wil sê. In 'n tyd soos hierdie moet ons aandag en ons oë op Jesus, ons verlosser en saligmaker hou, want sy koms is voor die deur. Wat trek jou aandag af? Dagdrome, verstrooidheid. Ek ken baie ouens wat verstrooid is. Ek is ook partykeer verstrooid. Jy weet, jy's besig met 'n ding en dan trek iets jou aandag af. En vandag wil ek met jou praat daaroor. Wat trek jou aandag van Jesus af? Waar begin dit dat jy toelaat dat jou aandag afgetrek word wanneer jy met die woord besig is en wanneer jy sterk staan in jou geloof in Jesus? Man, jy staan sterk in Jesus en hier kom iets en dit trek jou aandag af. Dit begin by misleiding. Misleiding, wat jou aandag aftrek van die waarheid en gaan oor in verwarring. Want as jy op twee goede fokus, gaan jy verward raak. Jy kan nie jou kar bestuur en hierdie ou hier langs jou dop hou met so nie. Jy moet hom net vinnig kyk. Jy moet kyk voor jou, né? Nou, verwarring wat dan verdeeldheid tussen mense veroorsaak. Jy sien, verdeelde aandag kan jou weglei van die waarheid van jou geloof in Jesus Christus, en dit kan dit groot skade doen. Dit laat jou hinker
op 2 gedagtes. Elia vra vir die volk toe hulle daar op Karmel was, toe hy gebid het dat daar vuur uit die hemel uitkom. Hy sê, waarom hinker julle op 2 gedagtes? As die Here God is, dien hom. Maar as Baal God is, dien hom. En die volk het stoepstil gebly. Maar toe die vuur val, toe sê hulle, die Here is God, die Here is God. Toe verander hulle gedagtes. Jy het al op skool gehoor hoe die onderwyser jou roep om aandag te gee in die klas. Ek het baie pak gekry daaroor. Weet nie van julle nie. In die weermag het die korporaal die peloton tot aandag geroep, want dan gaan daar bevele kom wat stiptelik en met militêre presisie nagekom moet word. Weet nie van julle wat in die weermag was nie, julle weet, aandag, daai aandag, en dan stamp ons voete so, en ons staan op aandag. Was jy al met iemand in 'n belangrike gesprek, toe sy selfoon of jou selfoon gelei het, jou aandag nie meer op die gesprek gegee word nie, maar eerder aan die oproep wat altyd belangriker is. Is die oproep nie altyd belangriker nie, né? Wanneer daar iets aan die gang is, het selfoon lei, die selfoon is belangriker. Dit is mos so, hy trek jou aandag af. Frustreer dit jou ook? Frustreer my, wanneer ek met iemand in gesprek is, of jy's in 'n vergadering by die werk, en hier lei 'n ou se selfoon. Dis verskriklik, né? Aandag aftrek. Was jy al met iemand in 'n belangrike gesprek of 'n onderhoud, en terwyl jy praat, sien jy hoe die ander persoon se oë so glasserig raak? Want hy of sy se aandag is op 'n ander plek. Vrouens moenie nou vir hulle mans kyk nie. Hy hoor nie 'n woord wat jy sê nie. Of 'n persoon se kop knik so, as jy met hom praat. Miskien praat jy hom aan die slaap. Jy praat te veel. Jy moet nie so baie praat nie. Ek wil vir julle iets vertel wat werklik gebeur het met my. Ek was so 18 jaar oud, ek het in die jeugkoor gesing in die kerk. Pastoor Word was die presiderende pastoor daar in Cyprusstraat in Benoni, AGS, en ons het net klaar gesing, die koor het klaar gesing, en pastoor het opgekom, maar daar was 'n oom van Duyk. Oom van Duyk het so hier gesit, so die 3de, 4de van vooraf. Oom van Duyk het gesit en hy het so 'n bietjie vis gevang, so, die vis. Pastoor Word het begin 'n preek, en ons sit daar voor in die kerk, die koor, want ons kan nou nie afgaan as die plek vir ons nie, en ons sit nou maar daar voor, en die pastoor preek baie ernstig. En op 'n stadium vat hy sy hand so, en hy slaan so op die preekstoel, en hy sê, broers en susters, dis tyd dat ons wakker word. En oom van Duyk spring op, en hy staan pen regop in die kerk. En al die ander ouens sit nog, en ons sit daar voor, en ek weet nie waar my kop in te druk nie, want nou wil ek begin lag daaroor, né? En ek gaan maar so vorentoe, en lyk of ek bid. Toe ek agterna daaroor dink ek, hoorie, maar oom van Duyk was die enigste ou wat wakker geskrik het. Wat van al die ander mense wat gesit het? Hulle moes almal opgespring het. Toe die pastoor gesê het, julle moet wakker word, maar dis maar net 'n grappie wat ek julle vertel. Daarom moet ons luister met onverdeelde aandag wanneer die woord van God uitgaan. Almal van ons het al ons aandag in situasies verloor. Ons het gedagdroom, daydream, maar die vyand gebruik dit reeds om jou weg te neem van dit wat belangrik is en wat die waarheid is. Nou, wat sê die Bybel? Ek wil hier by Lukas 21 uitkom, met my net 'n bietjie geduld gee. Lukas 21. Hierso, ek gaan hom nou kry. Ek is nog van die konservatiewe ouens wat met 'n Bybel rondloop.
hardkopie. Profetiese woord, Lukas 21 vers 34 tot 36. Hy sê maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgerye en dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag julle nie skielik oorval nie, dis die wegraping. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Nou, beswaardheid en mismoedigheid gaan jou aandag aftrek van jou geloof in Christus. En ook swelgerye en wilde partytjies en dronkenskap en sorge van die lewe, want dit gaan jou op 'n plek bring waar jy met geen hoop of verwagting jou vertroue in Jesus kan stel. Kom ons gaan na Matteus 24 toe. Matteus 24, die disippels vra vir Jesus, nou wat gaan gebeur hierdie aan die einde van tyd? En wat is die teken van u koms? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En dan gaan hy oor en hy praat oor oorloë en pessiektes, en hy praat van hongersnode, en hy praat van aardbewings en verskillende plekke. Hy sê, maar hierdie dinge, vers 8, is die begin van die smarte. En dan gaan hy vers 10 en hy sê, dan sal baie tot struikel gebring word, en mense mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar die wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Ongeregtigheid het reeds in ons tyd vermeerder en toegeneem. En baie waarvan ek weet, se liefde het reeds verkoel. Die ou begin goed, man. Toe hy tot bekering kom, toe gaan preek hy vir sy hond by die huis. So opgewonde was hy oor sy bekering, maar nou het sy liefde verkoel. En hy wil die Here nie meer dien nie. En as gevolg van misleiding, wat hulle aandag aftrek deur allerlei dinge, as die woord van God, moenie jou aandag net vestig op die dinge wat nou om ons gebeur nie. Daar gebeur baie goed om ons broers en susters, baie goed. Moenie toelaat dat dit wat nou om ons gebeur, jou geloof en jou blydskap in die Here steel nie. Ja, dit is nodig dat ons algemene kennis moet hê. Dit is nodig dat jy die nuus kyk, maar dit is ook nodig dat jy onderskeiding het om te weet wat die waarheid is. Jesus sê in Johannes 14 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Dit moet nou vir ons 'n tyd van verwagting en opgewondenheid wees, want Jesus staan gereed om sy bruid te kom haal. Jy kan sê, ek stem nie met jou saam nie, dis reg. Ek sê net wat die woord sê. Verwag jy Jesus, of is jou aandag op 'n ander plek? Vraag wat ek jou vra. Ons weet dat dit nou lyk of die hele wêreld ineenstort. As jy maar gaan kyk wat gebeur in die wêreld, eintlik is dit God se plan om alles in plek te kry. Dink mooi daaraan. Die dinge moet gebeur. Jesus het so gesê. Hy kry die plek, hy kry dit alles in plek vir die einde en die dag van die Here, wanneer hy sy oordeele oor die sondaars van hierdie wêreld gaan uitstort. Maar ek wil vir vandag sê, God is steeds in beheer. God is steeds in beheer, al lyk dit nie vir jou so, of vir mense daar buite nie. Daar is vandag baie valse profete en predikers, wat mense se aandag so vasvang, dat hulle dit wat in die woord staan nie glo nie.
maar eerder, en luister mooi, die motiveringsleen van mooi woorde wat uitgaan om mense in hulle ore te streel. Ek is nie hier vandag om u te motiveer nie. Ek is hier om u te bemoedig, om u oë op Jesus te hou. Wat sê hierdie valse predikers? Jy sal net voorspoed en materiële besittings en rykdom ontvang en dit sal met jou net goed gaan as jy by ons kerk aansluit. Dis nie waaroor dit gaan nie. Vir Jesus. Daar is in die kerkewêreld vandag sekere denominasies en ek wil vandag vir ons aanbiddings groep wil ek 'n pleintjie gee vir Michael en vir almal wat in daardie groep is. Daar is in die kerkewêreld vandag sekere denominasies waar die aanbiddingsdiens in 'n skouspel verander het wat grens aan 'n Hollywood produksie in Broadway. Dis 'n mondvol. Die ouens spring op die verhoog rond, hulle slaan bolle makiesie, daar's ligte, daar's stoom, daar's rook, daar's 'n trein wat verbyry, daar's snaakse goed wat gebeur en dan sê hulle dit is aanbidding. En mense kan van my kwaad word as ek dit sê. Dit is nie aanbidding. Aanbidding is elke dag wanneer jy jou tyd met die Here spandeer en ook wanneer ons hier is om saam met hulle te sing. 'n Baie bekende prediker in Amerika het gesê, alle mense, en ek wil nie sy naam noem nie, alle mense is 99.99% goed. Terwyl Jesus vir die ryk jong man wat na hom toe gekom het, wat gevra het, goeie meester, wat moet ek doen om gered te word? Toe antwoord Jesus hom, niemand is goed nie, behalwe God. Een van ek en jy is goed. Hoekom het Jesus dit gesê? Want hy het geweet hy moes die sonde nog dra. Hy sê niemand is goed nie, net God. Lukas 18 vers 18 tot 30. Het dit nie tyd geword dat die kerk van Christus wakker word en die woord begin bestudeer en hulle aandag op Jesus vestig? Ek wil na 1 Timoteus 4 toe gaan. 1 Timoteus 4 1 Timoteus 4, hy sê die afval van die laaste dae. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en lerings van duiwels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Sommige, en ek wil sê baie Christene, het ook in hierdie laaste dae afvallig geword en hang die lerings van verleidende geeste aan wat hulle aandag aftrek om ook leringe van duiwels of demone aan te hang. En hulle aandag is weggeruk van Jesus Christus. Dan kom hy in vers 2 en hy sê, en die geveinsde leenaars, dit is valse profete, leraars en predikers in hierdie laaste tyd, die tyd waar ons nou in lewe. Hy sê, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Nou, wat beteken dit? Ek onthou, toe ek nog 'n laaitie was op die plaas, het ons die beeste so met 'n warm yster, jy sit hom in die vuur en dan het jy jou merk op jou naam of whatever, en dan het hulle die beeste gebrandmerk, maar hy het gebrul as daai ding so op hom gedruk word. En 'n brandmerk vernietig die senuwees op jou vel, sodat daar geen gevoel of gewete meer oorbly nie, en los net 'n ongevoelige merk na. Daai teken, daai naam van jou los op die dier agter, né? Maar nou deur die leuns mislei en trek hulle mense se aandag van Jesus en van die woord af en leer mense mooi fabels en sê net dit wat mense streel in die ore. My broer, dit sal met jou net goed gaan. Net goed gaan. Jy moet net kom net kerk toe.
Sommer jou goed, ons is almal so gelukkig. Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor Jesus Christus, maar, wat beteken dit? Hulle het nie meer 'n gewete nie. Dis mense wat nie meer 'n gewete het nie, en hulle is leenaars, en hulle verkondig leuns. 2 Timoteus 3. En nou het ek hierso 'n lysie van goed, wat ek vandag vir jou sê, as jy in een van hierdie kategorieë val, en die Here help ons, en dan dans ons oë nie meer gerig op die Here nie. Ons moet ons oë op die Here gerig hou. 2 Timoteus 3, vers 1 tot 5. Hy sê, die verskriklike verdorwenheid van die laaste dae. Leef ons in die laaste dae, stem jy saam met my? Ek dink ons lewe in die laaste dae. Hy sê, maar weet dit, vers 1, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Het ons swaar tye? Het die vleis dierder geword? Het die petrol opgegaan? Kom hy af? Gaan hy op? Wat het gebeur? Dit gaan swaar daar buite. En ons weet, jy kan nie meer met 'n rand iets koop nie. Lankal nie meer nie. Hy sê, maar weet dit dat in die laaste dae sal mense meer liefhebbers van hulle self wees. Wat beteken dit? Ek gaan vir jou elkeen 'n definisie gee. 'n liefhebber van homself is iemand wat nie van sy refleksie kan wegbly nie. Hy loop verby die winkelvenster en soos in die ou tyd haal hy sy kam so uit sy kous uit en hy gooi daai kuif so terug. Onthou julle dit nog, die ouens wat my ouderdom is, ons het dit gedoen. Kyk my so daar in die venster of aan die spieël. Jo, ek is almal, ja, ek is 'n kwaai ou, ja. Geldgierig is. Jy liefhebber van jouself, hoe gaan jy jou oë op Jesus hou? As jy geldgierig is, hoe gaan jy jou oë op Jesus hou? Want jy wil geld hê. Geld is jou God. Nou, in Suid-Afrika is die huidige toestand van verval as gevolg van korrupsie wat gekoppel is aan geldgierigheid. En ons weet waaroor dit gaan. Ek wil nie eens daaroor praat nie. Ek sal net een ding noem en dit is potholes. Grootpraters. Mense wat met hulle prestasies spog, die Engels sê brag, en by elke geleentheid daaroor spog en praat. Ken jy sulke mense, of is jy een van hulle? Dit raak stoepstil, né? Ons kan partykeer groot praat, dan kan ons nie ons oë op Jesus hou nie. Trotsaards, mense wat so trots is op hulle prestasies, en wat hulle in hierdie lewe bereik het, dat hulle op ander mense neerkyk en hulle self bo ander verhef, met ander woorde, hoogmoedigheid. Lasteraars. Jo, hierdie is 'n ander een. Jy kan nie laster en jou oë op Jesus hou nie. Mense wat teen God en ander mense lasterlike dinge sê en ook met die woord spot. Waar is die koms van Jesus Christus? Van die Vader ontslaap het daar nog niks gebeur nie, sê hulle. Maar hulle weet nie, dit kan enige oomblik gebeur. Waarom, vra ek nou vandag vir jou, is daar nie 'n valse Boeddha nie? Waarom is daar nie 'n valse Mohammed nie? Want hulle is reeds vals. Maar daar is valse Christusse. Jesus het self in Matteus 24 gewaarsku en gesê, daar gaan valse Christusse wees. Het jy al agtergekom? Niemand gebruik Boeddha of Mohammed se naam as 'n vloekwoord nie, maar Jesus Christus se naam. Probeer om dit te doen, dan sê daai Islam vir jou, hy wys vir jou so, as jy sê, o, Mohammed. Maar ons laat toe dat hulle sê, dat hulle Jesus se naam lasterlik gebruik, vernaamlik Hollywood. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Nou, ek sien die jong mense is nou weg, maar okay. Dit is aan die orde van die dag, maar die ouers kan ook hieraan skuld dra, omdat hulle versuim het om die kinders met dissipline en roede op te voed. Weet jy, hoekom doen ons dit nie meer vandag nie? Want ons vrees die menseregte wette. Ons praat so hiervoor, ek kan hom Callie nou, ons praat van hoe het ons op die skoolpak gekry. Wel, kom net in die klas en sê van staar en kom vorentoe, kom buk. Ek het niks gedoen nie, hy weet ek gaan iets verkeerd doen, en gee vir my al sommer pak slaan.
En ek het baie gekry, en hom Callie sê, hy het net so baie gekry. Jo, maar het was eintlik goeie tye gewees. Ek dink, dit het miskien, en ek het iets daar buite gesê, ek weet nie of ek het moet sê, maar gaan dit sê. Slaan eerder die hel uit jou kind uit, as wat hy hel toe gaan. Dink jy nie dit is reg nie? Die Bybel sê, ons moenie die roede terughou nie. Maar die menseregte praat anderster. Ondankbaar, mense wat kla oor alles, kla met 'n wit en 'n bruin brood onder die arm. Ons kla tog so baie, nee, o, yes. Ek myself ook, my broer, ek kla net so baie. En ek sê baie vir die Here, ag Here, ek is jammer. Ons het soveel om oor dankbaar te wees. Onheilig, mense wat 'n sondige lewenstyl navolg en nie daaruit wil kom nie. Hulle wil nie daar uitkom. Hoe kan jy jou oë op Jesus hou as jy so lewe? Sonder natuurlike liefde, mense wat geen liefde vir ander het, hulle het nie liefde vir ander mense nie, is vir troeteldiere. Onversoenlik, mense wat weier om te vergewe. En hulle is gou om aanstoot te neem, daai mense. Hulle wil nie vergewe nie. Kwaadsprekers, skinder van ander en gun ander niks in die lewe nie. Het jy gesien? Ou Jan het alweer 'n nuwe kar gekoop. Waar kry hy die geld? Hy kry dit by die bank, my broer. Die kar behoort nog aan hom. Aan die bank. Hy moet hom eers afbetaal voordat aan hom gaan behoort. Maar as jy wil dit bydra bring, kan jy help om hom af te betaal. Dan hoef jy nie so te skinder oor hom. Bandeloos, mense wat geen morele waardes het nie. Ons kan nie bandeloos wees en die Here dien nie. Wreedheid in Suid-Afrika alleen is 'n onrusbarende, en dan praat ons nie eens van die wêreld nie. Daar's gewetenlose wreedheid in ons land. En ek wil nie daaroor uitwy nie. Sonder liefde vir die goeie. Dit is mense wat eerder die slegte dinge en die sonde sal lief hê. Verraaiers. Jy dink jy het 'n vriend tot hy jou verraai. Gaan met 'n ou in 'n vennootskap in 'n besigheid. En dan trek hy jou kaal uit en hy vat alles en het hy jou verraai. Dit gebeur vandag. Ons kan nie ons eie mense verraai nie. Ons kan nie mekaar verraai nie. Ons is kinders van die Here. Ons moet mekaar bemoedig en help. Roekeloos. Nie net op die paaie is mense roekeloos nie, maar ook in alles wat hulle doen en ook wat hulle glo. Ek het hier gewerk, hier by hierdie selfe plek. Hierdie was ons eetplek gewees, hier by Denel. En ek praat eendag met 'n ouetjie, ou Koos, hy was net so kort. Ek sê, Koos, weet jy of jy hemel toe gaan? Hy sê, ag man, moenie daaroor worry nie. Ek sal maar sien as ek eendag daar kom. Roekelose antwoord. Roekelose antwoord. Verwaand. Jy kan nie verwaand wees en jou oë op Jesus hou nie. Ek wil sommer arrogant ook by verwaand sit. Mense wat maklik sarkasme uitspreek, deur kritiek en die negatiewe kommentaar wat hulle lewer, en hulle dink ook die wêreld skuld hulle alles. Ken jy iemand wat dink die wêreld skuld hom alles? Né? Arme ek, het my toon gestamp en niemand gee vir my om nie. Ken my sulke ouens. Dan kom hy en hy sê vir ons, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dit is mense wat alles in hulle vermoë sal doen, om tog net nog 'n partytjie of 'n plek van genot te besoek, maar God is nie eens in hulle gedagtes nie. Hy soek 'n party, hy's 'n party animal. Ken jy sulke mense? Ek hoop nie hier's van julle hier nie, want ons kan nie ons oë op Jesus hou, as ons in daardie kategorie val nie. Dan kom hy met 'n ander ding en hy sê, mense met 'n gedaante. Jo, as hy praat van 'n gedaante, ek onthou toe ek 'n kind was, het ons 'n komiek gehad, dit is die Skim. Ek weet nie of iemand van julle kan onthou van die Skim, hy het so 'n masker gedra. Hy het so beweeg in die skadu's, jy weet, jy het hom nooit gesien nie. Hy sê, mense met 'n gedaante, dit is 'n voorgee van godsaligheid,
Maar die krag, dit is die krag van die Heilige Gees, die krag daarvan verloon het. Hy sê, keer jou ook af van hierdie mense. En ek sê, moenie ophou bid vir hulle. Bid vir hierdie mense. Wat voorgee dat hy 'n Christen is. Wat voorgee dat hy heilig is. Want dit is hypokrisie wat ons in Engels noem. Nou, in Lukas 10, ek gaan hom net gou vir ons kry. Lukas 10, vers 38. Ek gaan nie alles lees nie. Jesus kom kuier by Martha se huis. En hy kom en hy sit, en Maria, haar suster, gaan sit by Jesus se voete. En sy begin met Jesus gesels. Hy sê in vers 40, maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Jy hoor die mikrogolfoond gaan aan, en die potte en die panne, en dit is in die kombuis besig, die kos word gemaak, en sy vererg haarself. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet kom help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en veronderus oor baie dinge. Jou aandag is op 'n ander plek. Jou aandag is net in die kombuis. Jou aandag is nie by my nie. Maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem kan word nie. Nou, ons kan so besig raak met allerhande dinge, né? Ook in die kerk. En in die gemeente. Jy wil graag in 'n bediening staan, en dit is reg so. As jy 'n bediening het, staan in daai bediening. Doen dit. Maar jy kan so besig raak met jou bediening en vergeet waarom jy dit doen. En jou aandag word afgetrek oor wie jou bediening eintlik gaan. Moenie so besig raak dat jy vergeet dit gaan oor Jesus nie. Ons raak so besig met dinge, nee, ons het dit in die ou tyd gesê. Ek weet nie hoe oud is ek nie, maar in die ou tyd het ons dit gesê. Ons raak so besig met die dinge van die Here, dat ons vergeet van die Here van die dinge. Nou, ek is besig met 'n landing, maar ons gaan nou nog so een dingetjie doen hierso. Hier is 'n kort lys van demoniese aandag, afleiding in ons wêreld vandag. Demoniese aandag, afleiding. Die politieke teater. Baie mense laat toe dat die politieke omstandighede aandag van Jesus aflei. Moenie dit toelaat in jou lewe nie. Moenie laat die politiek wat in ons land gebeur in die wêreld jou aandag van Jesus afneem. Dan kry jy 'n geopolitiese verandering in die wêreld. Geo beteken geography in Engels. Met ander woorde, daar is landgrense wat begin skuif. En dit gebeur so vinnig. Ons weet van Rusland en Oekraïne, ons weet van Israel. Dit verander so vinnig dat mense hulle aandag verloor en hulle word verboureer daaroor. Die moslems se ideologie sê hulle wil Israel uitwis en die wêreld oorneem. Dis wat hulle ideologie is. Moenie daarvoor bang word nie, die Here is nog steeds in beheer. Propaganda wat toeneem, dit het so toegeneem soos wat dit nog nie in die verlede ervaar is nie. Nie eens in Hitler se tyd. Hoe meer die mense die leuns hoor, oor social media en al die ander media's, hoe meer glo hulle dit. As jy 'n leuen oor en oor hoor, gaan jy dit glo. Moenie al die propaganda glo nie. Moenie jou oë van Jesus afhaal nie. Die finansiële stelsel wat besig is om te verander in die wêreld. Dit is 'n ander ene, dis 'n ruller. 'n Digitale geldeenheid met 'n kontantlose geldstelsel is ons voorland en dit veroorsaak ekonomiese onsekerheid. 'n een wêreld geldstelsel
En dit is ook wat die anti-kris gaan gebruik. Hy gaan dit nie uitdink nie, hy is klaar uitgedink. Wanneer hy verskyn, gaan hy al hierdie goedjies gebruik. Die tegnologie wat kom, gaan hy ook gebruik. Tegnologie wat verander en vooruitgaan. Hierdie aandagafleier raak ons almal en mense is verslaaf aan die sosiale media en die kinders is verslaaf aan hulle selfoontjies. Wat mense se gedagtes en harte gesteel het. Dink aan AI en alles wat daarmee gepaard gaan. Moenie dat dit jou van Jesus af weglei. Die paranormale met wat manifesteer. Paranormaal beteken dis nie normaal. Valse ideologieë en uitlatings wat nie normaal is nie, soos die mistiese en die spookagtige en die bygeloof en die okkulte en die waarsende geeste wat mense se aandag, verbeelding en nuuskierigheid aangryp. Dink maar aan hoeveel ouens het nou in die laaste tyd aliens gesien. Ek sê dis demonies. Die verwagting van 'n groot ontwaking. Ek hoor net hierdie great awakening. En weet jy, ek stem in 'n mate nie daarmee saam, maar dis my opinie. Dis 'n gevaar, want mense se aandag kan afgelei word deur valse godsdienste en kultusse, soos sonder goeie morele waardes, en mense weglei van die waarheid. Dink aan die New Age beweging, dink aan kultusse, dink aan die woke. En nou ou sê vir die ander dag, is jy woke? Ek sê ja, ek lankal wakker geword. Wat beteken woke? Om inklusief te wees en polities korrek te wees. Inklusief is, mag almal kan kom man, almal kan kom. Die moslems kan kom, die Boeddha oukies kan kom, ag almal, die wat die voorvadergeeste, kom na ons kerk toe en kom, sit net hier. Nee. Ons is kinders van die Here, ons moet ons oë op Jesus hou. En as oorloë en bedreigings, dit lei en neem die aandag van die hele wêreld gevange sonder om Bybelse profesie te ken en te verstaan. Jesus het geprofeteer dat daar oorloë en swaar tye sal kom. Dit moet gebeur en dit gebeur nou. Valse leringe en misleiding. Hier word die aandag afgetrek van die Bybelse waarhede en profesieë en veroorsaak onherstelbare skade aan mense in die kerk. Hoeveel groot denominasies is daar in die wêreld wat valse predikers het. En ek praat reguit vandag met u. Wat het gebeur op opstandings nou in hierdie jaar, opstandings Sondag. Wat het gebeur? Die paus is dood. En almal is in trane. Die wêreld se aandag is weggetrek want die paus is dood. En hulle oë is nie gefestig op Jesus wat opgestaan het uit die dood uit. Maar hulle is aan die paus. Die paus, hy is vir hulle die beste. Ek wil vandag vir julle sê, die paus is dood, maar Jesus het opgestaan uit die dood. Vestig jou oë en aandag op Jesus. Dan is die laaste een vrees wat versprei oor die wêreld en ook hier in Suid-Afrika. Hierdie aandagafleier is onvermybaar, behalwe vir diegene, die ware gelowiges in Christus, wat dit sien vir wat dit is, omdat ons die profetiese woord verstaan. Die vyand wil ons eerder laat vrees, as om geloof in Jesus te hê. As hy dit kan regkry, dan gaan jy vrees en jy gaan nie meer glo nie. Baie storms kan kom om ons aandag af te trek, swaar kry, finansiëel, siekte, huwelik, skuldgevoelens, al hierdie dinge. Nou in Matteus 14, wil ek net vir u iets gekry. Matteus 14. Jesus loop op die see. Amper klaar, die vliegtuig se wiele is al uit, ons gaan nou land. Jy hoef nie te worry nie. Daai skaapbout in die oond sal nie brand. Vir die wat jy nog skaap kan bekostig, né? Matteus 14 vers 22 tot 26, gaan nie alles lees nie.
Jesus kom al wandelende op die see aan, en hy loop op die water, en people sien hom, en hulle skrik so groot, hulle dink dit is 'n spook. Vers 26, en toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Sien jy wat doen vrees aan jou? Jy begin eers te skreeu. En Petrus antwoord hom, vers 70, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Nou kom ou Petrus, hierdie ou hy was 'n impulsiewe ou gewees, né? Petrus sê, Here, as dit U is, laat ek na U toe kom. En Petrus gaan en hy klim uit die boot uit, en toe sy voete so neersit, toe voel dit vir hom soos konkreet hieronder. En hy begin loop op die water. Maar wat gebeur met hom? Hy sien die sterk wind en die golwe, en dit trek sy aandag van Jesus af. Hy het vir Jesus gekyk. Nou sien hy die golwe en hy sien die sterk wind. En toe sink hy. En hier in vers 30, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit, Here, help my. En Jesus kom en hy gryp hom by die hand. En hy trek hom uit die water uit. En ek weet nie of Jesus hom gedra het tot by die boot nie, en ek weet nie of hy saam met Jesus weer terug op geloop het tot by die boot nie, maar ek weet een ding, Jesus het hom gered van verdrinking. En van vrees. En ek wil vandag vir jou sê, moenie dat jou lewensomstandigheid jou aandag van Jesus afruk en jou laat sink nie. Hou jou oë op Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Maar wat is die vraag? Almal van ons en ook vir my ingesluit vandag. Op wie is jou aandag en jou oë gefestig? Nou, op hierdie oomblik. Dis klaar. Ek wil vra dat jy net jou hoof sal buig, en jou oë sal toemaak. Ek wil 'n uitnodiging gee, en ek doen dit altyd. Ek wil vir jou vandag vra, as jy weet van daardie ding in jou lewe, wat die aandag van Jesus aftrek, wat jou aandag van Jesus aftrek, dan wil ek vandag vir jou gebed doen. En ek wil vir jou vandag sê, ons moet in hierdie tyd wat ons lewe, ons oë op Jesus hou. Want daar gaan nog baie verskriklike dinge gebeur. En ons moet naby aan hom lewe. En ek wil vandag vra, as daar enige een is vandag hier, wat sê, ja, ek weet, hierdie ding in my lewe trek my aandag van die Here af. Dan wil ek eerste wees om my hand op te steek. En ek vra jou om jou hand op te steek vandag. Daar is hande wat opgaan. Ek dank die Here daarvoor. Maar is goed wat ons aandag aftrek, my broers en susters. Ons moet ons oë op die Here Jesus Christus hou. Josua sê, in Josua 24, hy sê, julle, as julle Baal wil dien, as julle die ander gode wil dien, ander kan die Eufraat rivier gaan doen het, maar ek en my huis sal die Here dien. Ek wil vra dat almal sal opstaan, en dan gaan ek 'n gebed doen. Hemelse Vader, U het die hande gesien wat opgegaan het. En het ook nie gesien wie se hande het ook nie opgegaan nie. Want elkeen van ons vandag, daar iets wat ons aandag aftrek van U. Here, maar ek vra dat van vandag af ons aandag op Jesus sal vestig, op ons leidsman en ons verlosser. Here, ons is besig met die marathon, die lewensmarathon. Ons kan alreeds die wenstreep sien. En ons weet daar is 'n beloning wanneer ons deur daardie lint gaan hardloop. Maar Here, daar is soveel dinge wat ons aandag wil aftrek. Maar ons bid vandag deur die krag van die Heilige Gees dat U ons sal help om hierdie wedloop te voltooi en
ons oë op Jesus te hou, tot op die einde. En ek bid vir elkeen vandag hier, dat jy hulle sal dra in hulle geloof, dat jy hulle sal dra deur die Heilige Gees, elke dag, dat hulle so bewus van U sal wees in hulle gewone werksdag, dat hulle nie anders kan as om hulle oë op U te vestig. En ek dank U daarvoor nou, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek sê baie dankie. Julle het so mooi gesit en luister. As ek onderwyser was, hier is 'n paar onderwysers. As ek onderwyser was dit 'n goeie klas gewees hier. Julle het mooi geluister vandag. En ek wil julle net seën en sê, gaan in die vrede van die Here, maar ons gaan gou daai gebed bid. Kan julle hom vir ons gou opsit? Kom ons bid hom saam. Ons wens onsself na die noorde, die ooste, die suide en die weste. Ons verklaar dat 40 gesinne maandeliks by Brandpunt Gemeente gevoeg sal word. Ons doen dit doelbewus en ons weet waarom ons dit doen. Want alle mag en gesag is aan ons gegee in Jesus naam. Ons spreek teen die owerhede, die magte en die bose geeste in die lug. Laat los die gesinne wat by Brandpunt gevoeg moet word. En ons dank U nou vir die arbeiders en die oes in die naam van Jesus. Amen. 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 Ek stuur U huis toe in die seën van die Here. Ons het klaar gebid. Daai gebed is so sterk. Hy gaan jou dra die hele week. So wees geseën en ons sien julle weer volgende week. En onthou, daar gaan 2 dienste begin volgende week, 8:00 en 10:00.